Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland, met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes, in samewerking met Hinterland en NWK. Welkom by Nasie in gesprek, ons reis deur die Suid-Afrikaanse platteland. Landbouaktiwiteite vorm die ruggraat van baie plattelandse gemeenskappe en die dorpe in hierdie platteland. Hierdie week se roete het ons geneem na die Noordwes-provinsie en ons het duidelik gesien hoekom hierdie area so 'n gewilde bymekaar plek is met letterlik iets vir elke uiteenlopende smaak. Op ons reis het ons gaan inloer by die groentebedryf. Hier is waarna jy kan uitsien. In ons kontrei-segment reis ons na die pragtige toerismebestemming Hartbeespoort en verken die menige aantreklikhede en aktiwiteite in die omliggende gebied. Ons gaan loer dan in by 'n plaaslike groenteboer om te kyk hoe dit op die lande lyk. Tydens In Konteks sluit Chris Burgess by ons aan vir sy weeklikse opinie. En ons besoek die indrukwekkende varsproduktemark in Johannesburg. Die ekonoom Lindy Stroebel van die PMA sluit dan by Theo aan in gespreksfokus om verder oor die groentebedryf te gesels. Noordwes staan bekend as die erfenisbestemming van Suid-Afrika. In die Bojanala-streek van hierdie provinsie lê die Hartbeespoortdam, wat in 1925 gebou is. Die huidige damkapasiteit is 205 miljoen kubieke meter en wanneer vol, strek die dam se oewer oor 56 kilometer. Die majestueuse Magaliesberge teen aan die dam sorg vir 'n asemrowende toerismebestemming. Watersport soos seilplankry, seiljagvaart, waterski of sommer net 'n pretrit met 'n waterponie of motorboot is gereelde tydverdrywe op die dam. Die area is naby geleë aan Johannesburg en Pretoria en is 'n gewilde bestemming vir 'n naweek weg of net 'n dag uitstappie vir gesinne. Die sweefspoor is 'n moet as jy in die omgewing besoek aflê. 'n opwindende rit in die kabelkarretjie op die langste enkelsweefspoorkabel in Afrika lê vir besoekers voor. Geniet die panorama van die Magaliesberge, Hartbeespoortdam en omliggende dele. Met eweveel dinge om te doen by die basisstasie en bo op die berg, is hierdie 'n uitstappie wat die gesin nie mag misloop nie. Benewens die Hartbeespoortdam bied die omgewing baie om te sien en doen. Vir avontuurlustiges is daar vele aktiwiteite wat die adrenalienvlakke sal opjaag. Buitelug-entoesiaste kan enige van die omgewing se gewilde staproetes en voëllewe ontdek. Besoek die plaaslike aquarium, private dieretuin en slangpark en ontdek die dorpie Hartbeespoort te voet. Leer olifante beter ken by the Elephant Sanctuary by Hartbeespoort. Een van net 3 sulke toevlugsoorde in die land. Die omgewing is baie gewild onder besoekers en toeriste vir sy vindingryke kuns- en handwerkmarkte waar jy bykans enige iets onder die son kan koop. Liefhebbers van craft bier en lekker eet kan by enige van die vele kuierplekke en restaurante inloer. Of dit nou avontuur, tyd saam met jou gesin of ontspanning is waarna jy soek, die Hartbeespoort omgewing bied genoeg om jou te verras. In hierdie gebied het ons gaan inloer by John Griffiths op sy plaas Volspoed om sy passie met ons te deel. John is in 2016 aangewys as Agri Noordwes se jong boer van die jaar. En dis duidelik hoekom. Ons is 'n besproeiingsboerdery wat so 9 gewasse produseer onder besproeiing. Ons het spinasie en kool wat ons op 'n daaglikse basis produseer. Ons produseer so 12,000 bossies spinasie per dag
en so 10.000 koolkoppe per dag wat ons elke dag lewer, ja. Ons boerdery bestaan uit so 500 hektaar onder besproeiing en dan het ons so 100 hektaar wat ons wild mee boer. Die basiese riglyne om 'n kwaliteitproduk te lewer, te produseer, is basically om goeie bemestingsprogram te hê, goeie plaagbeheer te hê, maar nog steeds 'n verantwoordelike plaagbeheer te kan doen. Ek dink die regte besproeiing op die regte tyd is belangrik. En dan ek dink die oes, hantering en vervoer van die produk is baie belangrik. Om die produk so vinnig as moontlik nadat hy geoes is by die verbruiker te kry. Ek sal sê definitief ons grootste uitdagings hierso is verseker die natuur en winsgewendheid. Ek meen kyk soos vandag, dit is nat, dis modder en ons moet alles laat maak werk. So ek sal sê jy weet natuur is definitief een van ons grootste uitdagings en ek dink om dit te oorkom moet jy elke dag daarbey aanpas. Jy weet, pas elke dag aan en bestuur dan dit daagliks. Winsgewendheid is ook 'n baie groot probleem by ons omdat ons 'n baie klein winsgrens het. Maar ek dink die manier om dit te bestuur is om so min as moontlik foute te maak. Ek meen maak so min as moontlik foute en alles so perfek as moontlik te probeer doen. Ons sit baie keer met 'n persoon wat geen kwalifikasie het of heeltemal ongeskool is. So ek dink wat ons doen is, jy weet, of probeer doen is om 'n ou te vat sonder 'n kwalifikasie om op te lei en om, jy weet, in 'n verantwoordelike pos op te lei vir hom verantwoordelikhede te gee sodat hy 'n werk kan doen waarop hy kan trots wees en dan op daai manier vir homself 'n goeie inkomste kan verdien om na sy familie om te sien. Die rol van landbou in ons gemeenskap is baie belangrik. Ek dink ons gemeenskap is 100% afhanklik van die landbou. As jy nie self hier in hierdie omgewing 'n boer is nie, dan werk jy vir 'n boer. En as jy nie vir 'n boer werk nie, dan verkoop jy iets aan hom. En as jy nie iets aan hom verkoop nie, dan lewer jy 'n diens aan hom. So ek sal sê ons is ons hele gemeenskap is amper 100% afhanklik van landbou. Spinasie word nou gepluk, soos ons hier agter kan sien. Dit word per hand gepluk en bossies gemaak. Ons saai direk, ons saai saad direk en van saai tot die waar ons vandag pluk is so 7 weke. Van hier af gaan dit dan na die pakstoor toe waar dit skoon gewas word en 'n bietjie getrim word en netjies gemaak word. In 'n boks gepak, verpak en dan word dit op 'n trok gelaai, vervoer dit dan na ons markte toe, Pretoria en Johannesburg, waarna dit dan verkoop word en dan na die verbruiker se tafel. Spinasie het 'n baie kort raklewe, so jy weet daar moet elke dag spinasie gelewer word. Daar moet elke dag spinasie geproduseer word. So dis 'n produk wat nooit, jy weet, jy kan hom, daar's elke dag 'n mark vir hom. En in my spesifieke geval is dit vir my dan baie goed op die cashflow, want dit is 'n daaglikse inkomste. Ek persoonlik dink ons is in 'n baie goeie area vir hierdie tipe boerdery. Ons het baie water wat jou grootste pluspunt hier is. Ons het maar koue winters en ons het maar warm somers wat 'n challenge is, soos wat ons nou gesê het. Maar ek dink oor die algemeen het ons 'n baie goeie klimaat hier vir hierdie tipe boerdery, ja. Het jy geweet, danksy die sogenaamde banting-dieet is groente soos blomkool toenemend gewilde plaasvervangers vir koolhidraatryke kossoorte soos rys. Hierdie is weer eens 'n bewys van die ongelooflike harde werk wat Suid-Afrikaanse produsente insit ten einde hoë kwaliteit produkte te lewer en daadwerklik 'n verskil in hulle gemeenskappe te maak. Na die breek gesels ons met Chris Burgess en ons loer in by die varsproduktemark in Johannesburg vir 'n baie interessante kykie na die verhandeling van produkte. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Onthou om ook jou opinie te lig op Facebook en Twitter. Ons kyk vandag na die groentebedryf en by my is Chris Burgess van Landbou Weekblad. Welkom Chris. Dankie. In 'n land van vleiseters maak ons soms die grap dat hoendervleis eintlik groente is. As ons wel groente eet, wat eet ons? Wel ja, 3 grootes bly maar aardappels, eie en tomaties wat nie eintlik groente is nie, is eintlik maar 'n vrug.
En dan sien mense ook byvoorbeeld wortels maak groot opslaa. Dit raak al hoe goedkoper want met mekanisasie het die prys afgekom, so boere kan dit goedkoper produseer. So waar wortels in so van die broccoli segment was 'n paar jaar gelede, het hy nou afgekom na die kool segment toe. So mense sien soos landboupraktyke verander, sien jy 'n skuif in verbruikerspatrone. Daar's deesdae allerhande dieete wat sê wat mens moet en moenie eet nie. Hoe raak dit die groenteprodusent? Wel, mense het natuurlik die banting dieet gehad en daar was baie bespiegeling hoe dit die aardappelbedryf gaan beïnvloed, maar dit is maar in jou hoër LSM mark. So die aardappelprys het bietjie afgekom, maar dieselfde volumes is verkoop. Dan is daar natuurlik groot klem op wat hulle noem superkosse. So daar sien jy goed soos arbeie, blou bessies, daai tipe kosse wat inkom. En dan is daar nou 'n groot skuif na groentesappe. So in Suid-Afrika het ons Vito Rugani wat nou sy wortels versap en wat eintlik ongelooflike innoverende produk is, en ek dink dit is die enigste aanleg in Suidelike Afrika wat wortelsap maak. So mense sien daai verskywing. Voordat ons verder met Chris gesels, het ons gaan inloer by die varsprodukte mark in Johannesburg. En vir elkeen wat nog nie 'n draai daar gaan maak het nie, behoort hierdie blik op die daaglikse bedrywighede daar genoeg aansporing te wees om vroeg uit die vere te wees om een oggend daar te gaan inloer. Ons het 20 kommissiemarke in Suid-Afrika wat oor die hele land versprei is, van bo in Limpopo, Polokwane tot onder in die Weskaap, Kaapstad. Ons nasionale verkope per jaar is ongeveer tussen 14,5 en 15 miljard rand, met volume van tussen 3000 ton en 4000 ton per jaar. So om dit om te sit in kilogramme, dis tussen 3 en 4 miljard kilogram varsprodukte wat elke jaar deur hierdie markte verkoop word. Die prysvormingsmeganisme op hierdie markte is tot voordeel van die produsent, maar ook tot die produsent se kliënt. En die voordeel van die markte is dat daar van 'n graad 1 tot 'n graad 3 of 'n graad 4 produk verkoop word, en die kliënt kan in die markte kom en dan kom uitsoek wat se produk vir hom die beste gaan pas vir sy sak. En daar's geweldige klomp faktore wat 'n rol speel in hierdie prysontdekking, soos byvoorbeeld die tyd van die dag, die tyd van die maand. Reën dit daar buitekant, was daar sneeu of haal of koue of daai tipe van dinge. So al daai faktore het 'n invloed op die prysvormings op daai produk vir daai spesifieke dag. Die laaste ding wat ek wil aanraak in terme van varsprodukte markte is dat dit ook in Suid-Afrika amper 'n tipe van 'n ekonomie op sy eie is. Dis 'n dinamika op sy eie wat geweldig baie werk skep. Geweldig baie entrepreneurs kom na die markte toe en kom koop hulle produk, het sy dit 1 sakkie aardappels of 10 sakkies aardappels is, en vervoer dit na sy plek waar hy dit gaan afsit. Het sy dit op 'n straathoek is of in 'n winkel is. So geweldig baie entrepreneurs wat na die mark toe kom, wat dan 'n lewe maak uit die markte uit. Tesame met dit het ons 'n baie belangrike aspek in veral Suid-Afrika, en dit is waar voedselsekerheid 'n rol begin speel. Daar's toegang tot voedsel op 20 nasionale markte waar die verbruiker toegang het tot daai mark om die produk te koop wat sy sak pas. So dis 'n baie belangrike aspek van ons markte en baie belangrik vir ons as Suid-Afrika en ons produsente en markagente en kopers om ons vrye markstelsel wat op 'n kommissiebasis werk met prysontdekking om daai stelsel behoue te laat bly en te laat voortbestaan. So my advies aan die verbruiker sal wees, as jy varsprodukte wil koop, maak seker dat jy gaan 'n bietjie rondkyk wat is beskikbaar. By 'n sekere plek gaan jy R10 'n kilogram betaal vir aardappels. By 'n volgende plek gaan jy dalk R8 betaal vir 'n kilogram van aardappels, en by die volgende plek gaan jy dalk R5 'n kilogram betaal vir aardappels. So daar is baie geleentheid vir die eindverbruiker om seker te maak dat hy waarde vir sy geld gaan kry, deur 'n bietjie rond te loop en 'n bietjie rond te gaan kyk waar hy sy produk koop. Het jy geweet?
In die kommersiële waardeketting word die meeste groente by die varsproduktemarkte in Johannesburg, Tshwane, Kaapstad en Durban verhandel. Hierdie is nou 'n eerstehandse ervaring van hoe varsprodukte verhandel word en dit is duidelik hoekom ieder en elk van ons varsprodukte mark kan ondersteun. Chris, wat was van die belangrikste skuiwe in die groentebedryf oor die afgelope jare? Wel, dit soos met meeste landboubedrywe het mense baie mekanisasie gesien, veral in die aardappelbedryf. Dan was daar ook baie ware toevoeging. So baie van die produsente begin nou kleiner verpakkings aan mekaar sit, veral vir die informele mark. En dan ek dink ons uitvoere na Afrika toe. Ek wil het geweldig geklim, wat natuurlik 'n baie positiewe ding is vir ons bedryf. Afrika is natuurlik altyd baie kompleks. Partykeer kan hulle betaal, partykeer kan hulle nie betaal nie, maar ek wil dit is nogal 'n riem onder die hart om te sien dat ons bedryf bietjie buitekant ons grense nou verskuif. Baie dankie Chris. Na die breek gesels Theo Foster met die ekonoom Lindy Stroebel om verder lig te werp op die uitdagings en geleenthede in die groentebedryf. Bly ingeskakel. Welkom terug by Nasie in Gesprek. By my vandag is Lindy Stroebel, die algemene bestuurder by die Produce Marketing Association, wat hulle toespits op die varsproduktemark. Welkom Lindy. Ek wil begin by die verbruiker. Die verbruiker is tog die uiteindelike persoon wat die groente moet gebruik, wat dit moet koop, wat dit deur die til moet kry. Wat 'n rol speel die verbruiker in hierdie ketting? Theo, baie dankie. Ja, die verbruiker is seker die belangrikste rolspeler in die groente-industrie, want jy moet georiënteerd wees, die hele industrie, regdeur van die produsent, eintlik voor dit al van die insetverskaffer tot die produsent, regdeur die waardeketting tot en met die kleinhandelaar, moet ons georiënteerd wees oor die verbruiker. Wat se behoeftes het die verbruiker? Wat se vrae vra die verbruiker? En dit is baie krities. Die verbruiker verander ook op 'n daaglikse basis. In Suid-Afrika het ons 'n unieke samestelling van ons verbruiker, van 'n baie arm verbruiker wat baie pryssensitief is. Dan het jy jou middelklas verbruiker, die grootste groep, wat 'n kombinasie van pryssensitief is en wat hulle sal betaal vir 'n goeie kwaliteit en vir gemak. En dan het jy jou kleiner groep, maar in waardeterme is hulle van die grootste spanderingsgroep en dis jou ryk verbruiker wat eintlik meer gedryf is op jou gemakprodukte. En op die kwaliteit noodwendig. Absoluut, ja. En gemakprodukte is ook een van die drywers van ons prys. 'n Goeie voorbeeld is van verpakking. Ek en jy is baie gestel op die verpakking wat ons koop. En in sekere gevalle deesdae is die verpakking duurder as die werklike groente binne in die verpakking. En dit gee 'n wanneer persepsie partykeer van wat is die waarde van groente ook. Nou as jy kyk, die groente wat jy in die kleinhandelaar sien, waar pas die varsprodukte mark in hierdie ketting? Die varsproduktemark speel 'n baie belangrike rol in die prysmeganisme van vir die boer en dan aan die kleinhandelkant. Die varsproduktemarkte is jy het jou grootes, wat jy Johannesburgmark, jou Tshwane-mark, jou Durbanmark, jou Kaapstadmark en dan het jy 'n klomp kleineres ook. En die samestelling van die varsproduktemarkte reg oor die land speel 'n baie belangrike rol in die voorsiening van ons produkte. Ons het byvoorbeeld nou gesien wat die droogte in ons industrie gedoen het en die pryse tans, in my opinie, is ook hoër as wat dit moet wees in normale omstandighede. Omdat die aanbod van varsprodukte is nie waar hulle moet wees nie. En ons het baie soos die Engelsman sê, 'n catch-up in ons produksie om ons pryse weer te normaliseer. En dit het ons nou weer deur die meganisme van die varsproduktemarkte lei dit ons om daai vraag en aanbod op 'n baie goeie meganisme te stel om vir ons die regte prys te lei. Daar is ook natuurlik die effektiwiteite van die varsproduktemarkte. Jy kry jou grootte soos ek genoem het, wat baie volume hanteer. En dan staan die kleiner is wat kleiner volume hanteer het, maar die potensiaal is so ontsettend. As jy die Moketsi-mark in Moketsi in Limpopo as 'n voorbeeld gebruik oor die groei wat hulle oor die afgelope 2-3 jaar selfs wat hulle gehad het. Daai produkte sou tipies van daai produsente as 'n voorbeeld nou vervoer word na Johannesburg of Tshwane-mark, hierso op die mark verkoop word en die kleinhandelaar sal in sekere gevalle daai selfde produk weer terugvervoer na Moketsi. Waar nou as gevolg van die ontwikkeling van die Moketsi-mark is daai prysmeganisme en die beskikbaarheid
beskikbaarheid vir die mense om die plaaslike mense om op 'n mark deel te neem aan die verkoop en aan die koopkant is fenomenaal en uitstekend. Kom ons vat byvoorbeeld die varsprodukte mark en kom ons sê wat ek by die winkel sou betaal. Hoe lyk daai pryse vir wat kry ek? Kyk, die varsprodukte markte is 'n goeie aanduiding vir die kontrakpryse wat die supermarkte met hulle boere sal aangaan. Moet ook nie 'n fout maak, die sekere supermarkte koop ook baie op die varsprodukte, maar dit is nie net direkte kontrakte nie. Maar daar is 'n groot gaping. En die een as 'n goeie voorbeeld daarvan is byvoorbeeld druiwe. Jy kan nou vandag 'n 2,5 kg druiwe pak kan jy koop vir dieselfde prys as wat jy 'n 250 gram pakkie druiwe op die supermark raak. En ek meen dis 'n tiende van die volume teen dieselfde prys. So dis definitief 'n element. Ons skiet nie die supermarkte af daarvoor nie, want ek en jy as verbruiker, as ons kwaad is vir 'n produk, haal ons dit op die supermark uit. Ons haal dit nie op die varsprodukte mark uit nie. So hulle dra die risiko van 'n gelukkige verbruiker. Hulle het ook hulle voedselveiligheid en hulle sisteme, hulle cold chain soos ons dit nou algemeen noem. Daai prosesse is baie in plek en kos baie. So dit word ingekorporeer, maar tog die gaping is baie groot. Kom ons gaan vir 'n oomblik na die internasionale mark. Hoe kompeteer dit in Suid-Afrika en waar is ons markte? Kyk, in groente, as jy dit nou relatief teen vrugte sit, is ons 'n klein rolspeler in die internasionale mark. Ons meeste groente wat uitgevoer word gaan Afrika toe. Die supermarkte speel 'n baie belangrike rol daar, want met die verspreiding van supermarkte en die twee name wat baie aktief is byvoorbeeld is jou Shoprite groep en jou Food Lovers groep, en hulle vat baie van ons Suid-Afrikaanse produkte saam met hulle na hulle winkels veral in ons buurlande. Die probleme wat hulle het daarso is nie om die verbruiker te bereik nie. Die probleme daar is, en dit gaan weier as nie die supermarkte, dit gaan vir 'n individuele uitvoerder ook, is om oor die grens te kom. Die kostes, die beslommernis. Dis waar die regering 'n rol kan speel. Absoluut. Dis waar die regering in plaas van beskermend te moet wees of geld in 'n industrie moet stoot, moet hulle daai effektiwiteite vir ons verbeter, soos om die grensposte minder beslommernis te maak, meer effektief, veral soveel meer in die groente-industrie, want jy het 'n produk wat 'n baie kort rakleeftyd het, en as jy opgehou word daar vir 'n dag, gooi jy jou produk weg. En dit voeg by tot die kos van die volgende produk wat daar opgeëindig het. En dit gee die persepsie van 'n hoër prys van Suid-Afrika, en dit maak ons as geheel, as 'n industrie in Suid-Afrika, minder mededingend dan. Baie dankie, Lindy. Dit was Lindy Stroebel, sy is 'n bestuurder van die Produce Marketing Association wat spesifiek fokus op die varsprodukte mark. Oor na jou, Rosie. Baie dankie, Theo. Volgende week staan ons stil by die wildbedryf in Suid-Afrika, meer spesifiek eksotiese wild en die bewaring van ons renosters. Verder kyk ons ook na die vinnig groeiende fotografiebedryf en vind uit hoekom ons land so aanloklik is vir elkeen met 'n kamera wat graag 'n oomblik wil vasvang. Neem deel aan die gesprek en onthou om jou mag as verbruiker uit te oefen. Raak betrokke by die landboubedryf, want dit raak jou. Tot volgende week, totsiens. Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland, met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes, in samewerking met Hinterland en NWK.